saam met my te blaai na Markus toe, Markus hoofstuk 4, en ons gaan saam lees vanaf vers 35. Die opskrif sê, Jesus maak die storm stil. Jesus maak die storm stil, ons lees saam vanaf vers 35, Markus hoofstuk 4. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom. En die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, Swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig. Skielik is daar groter vrees, nou dat die storm stil is. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? En as 'n teksvers wil ek graag hierdie laaste vers aan u voorhou. Wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Tot sover. Dit is Augustus en die winde waai. En partykeer, ek weet nie of jy dit al beleef het nie, kan die winde 'n mens se gemoed eintlik omkrap. Ek het nou nogal 'n bietjie gaan oplees na navorsing wat 'n man in Duitsland gedoen het. En hy het so 1233 mense wat hulle oor 'n tyd lank ondervra het en agtergekom dat wind kan mense se emosies negatief beïnvloed. Veral in die lente en in die somer. Nou, daar is baie verklaringe daarvoor wat ek nou raak gelees het. Party mense maak melding van die feit dat dit allergie aanvuur en dan voel 'n mens nie lekker nie. Ander sê die winde spreek van verandering en hulle probeer uit daai hoek daarna kyk. Miskien is dit dood eenvoudig net die stof tussen 'n mens se tande, jou hare wat altyd in allerhande rigting staan, die ongemak van wind wat ook ons gemoedere omkrap. Maar weet u, wind in die Bybel en ek dink ook in die lewe, in alledaagse lewe, is vir ons baie keer 'n simbool van ons smart, van ons hartseer, van ons ongemak. Ons gebruik spreekwoorde soos, die wind is teen my. Wie het al so gevoel? Die wind het gedraai. Die wind is teen my. Dit gaan moeilik. En ek wil graag met u vanmôre praat oor hierdie tema, as die wind teen jou draai. Ek dink die disippels het agtergekom dat die wind kan vinnig draai. Hulle neem die Here Jesus saam met hulle in die skuitjie en hulle het nie ver geroei nie en skielik lees ons in ons gedeelte is daar 'n stormwind wat losbars en dit lyk asof hulle besig is om te vergaan. Watter wind waai vandag in jou lewe? Hoe voel jou gemoed? Mag jy nooit weer dieselfde dink aan wind, as dit Augustus is en die wind begin waai. Ek vertrou dat u 'n boodskap sal hoor, wat nie net die fisiese winde om ons raak nie, maar ook die winde van ons lewe. En ek dink as ons nie verstaan of besef hoe ons na hierdie winde moet kyk nie,
dan kan die winde van die lewe, die storms van die lewe, 'n wind word wat ons, soos wat hy in Jakobus 1 vers 6 sê, hy wat bid moet in geloof bid, sonder om te twyfel, en sê, want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Dat u, as die winde waai, die winde van hierdie lewe, nie net die winde om jou nie, dat jy in jou hart geloof sal ontwikkel, in 'n lewende God. Soos ons teksvers sê, wie is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Graag 3 punte wil ek vanmôre aan u noem, as die wind draai. Die eerste een is, as die wind draai, weet dit, dat die Here Jesus jou liefhet. Ek dink, as die wind teen 'n mens draai, is dit die eerste vraag. Here, gee u nie om, dat ons vergaan nie. Dis wat die disippels in vers 38 vra. Hulle kom maak die Here wakker, hy's by hulle in die bootjie. Maar dit lyk vir hulle of hy slaap, dit lyk vir hulle of hy nie belangstel. Hulle is besig om te vergaan, hy help nie eens om te roei nie. Het jy al so gevoel? Dit is die eerste ding wat ons vra as die winde van hierdie lewe opsteek nie. Here, gee u nie om nie. Ek wil vir u sê, die dag as jy daardie vraag vra, is die mat eintlik onder jou uit. Want ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief het. As ons begin bevraagteken, Here, het u my lief? Daardie vraag het hy 2000 jaar terug aan die kruis, so ondubbelsinnige antwoord, ja, ek het jou lief, meer as my eie lewe. Ek het my lewe vir jou gegee. En jy hoef nooit dit te bevraagteken nie. As ek na die lewe van Paulus kyk, weet u, as ons na sy omstandighede kyk, hoe hy gestenig is, met stokke geslaan is, katsoue ontvang het, al die ontberinge wat hy gehad het, skibreek gelei het. Dink jy nie, hy kom maar party daar ook gevra het, Here, gee u dan nou nie meer om vir my nie. Maar weet jy, ek lees in Romeine 8, ek dink is hier vanaf vers 37 waar hy sê, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Hy sê, ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, enige krisis wat jou pad langs kan kom. Hy sê, niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is. Ek dink daar is 'n ding wat jy moet besef, as die wind teen jou draai, die Here Jesus het jou oneindig lief. Dit was die spore waarop sy lewe gehardloop het. Dit het hierdie man koers vasgemaak. Geen stormwind kon hom van koers afdruk nie, want hy het geweet dat die Here Jesus Christus het hom lief. Hy het sy lewe vir hom gegee, en al vergaan die uiterlike ook, nogtans word die innerlike dag vir dag vernuwe. As die wind teen jou draai, moet jy onthou, dis ek glo hoekom die Here hulle bestraf, die disippels. Sit julle dan geen geloof nie? Somat hulle kom en vra, Here, gee nie om nie. Julle is so lank al by my. Julle het soveel wonders gesien, besef julle nie, dat ek het julle lief nie. Die tweede ding wat ek graag vanmôre aan u wil noem, as die wind draai, is ons teksvers. As die wind teen jou draai, is daar iets wat jy moet besef. Wie is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Met wie het ons te doen? Ek vir u sê, dis 'n fenominale stelling. Want wind is nie 'n lokale verskynsel. As jy gaan begin oplees oor die oorsaak van winde, dan kom jy agter, winde kom van ver. 'n wind is nie iets wat in Sasolburg ontstaan, hier deur Vaalpark trek tot hier by die rivier nie. Winde gaan oor hoë druk en lae druk stelsels, en ek is nou nie wetenskaplik nie, ek gaan nie probeer om die goed nie te verduidelik nie, maar die twee hoofoorsake van wind gaan oor dit, die koue by die pole en die hitte op die ewenaar. So dit het 'n globale strekking in die eerste plek. En die tweede ding wat wind beïnvloed op ons planeet,
is die rotasie van die aarde. U sal met my saamstem, dat dit is wye verskynsels. Met reg vra die disippels, wie is hy? Dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam, iets wat op so 'n geweldige skaal beïnvloed word. En hy is in beheer daarvan. Hoeveel te meer die wind van my en van jou lewe. En onder hierdie hoof, ek dink, wat hierdie punt vir my die mooiste illustreer. Dink net bietjie aan die winde in ons lewens. Die ekonomiese winde, wat in die wêreld waai, wat so baie mense beïnvloed. Die onsekerheid wat daarmee saamkom, wat baie keer dalk ook jou gemoed omkrap. Dit is nie 'n lokale verskynsel nie. Daar is so 'n wyeer prentjie, ons dink aan die goed wat in Iran gebeur. Ons dink aan die krisis in Europa, die skuldkrisis. Dit wat in Amerika gebeur, die insinking daar, wat die Chinese mee besig is. Lees maar die koerante en jy gaan agterkom, dat die dinge wat die ekonomieë van die wêreld dryf, globaal, dis groot winde wat besig is om te waai. En ek wil vandag vir u 'n baie interessante illustrasie lewer. Weet nie of ou veel daarvan moet maak of 'n teologie daar rondom moet bou nie. Maar dit het vir my net hierdie waarheid so mooi illustreer, dat wie is hy, dat die winde en die see hom gehoorsaam, selfs hierdie goed wat op so 'n wye vlak gebeur. Ons is besig by ons middelweekdienste om na Pastoor Billy Crown te luister wat praat oor die eindtyd, verskriklik interessant. Die dinge wat gebeur, die dinge wat ons baie keer kan bang maak, dinge op die wêreldtoneel, wye dinge, groot dinge, dinge wat baie groter is as ons. Israel beleef 4 winde. Jy lees baie daarvan, Matteus 24:31 praat hy van die 4 windstreke waar die engele die uitverkorenes vanuit bymekaar gemaak. En in Israel is daar ook 4 winde wat waai. 'n noorde, suide, 'n ooste en 'n weste wind. Die ooste wind, kom ek praat bietjie met u oor die ooste wind. Nou, 'n ooste wind kom uit die ooste uit. In ander woorde, as daar 'n ooste wind waai, waar's oos nou? Kom, daai kant. Sal hy uit van daai kant af waai. Of die noorde wind sal van daai kant afkom. Baie interessant. Die ooste wind het bekend gestaan as die wind van die wildernis. En u kan gerus, die van u wat die rekenaars en die goed het, gaan doen 'n bietjie studie oor die ooste wind in die Bybel. In Job 27:21 lees ons hoe dat die ooste wind hom ophef, hom wegvoer in 'n storm. Dit is 'n wind in die Bybel wat altyd gepaard gaan met geweld. Jy lees in Psalm 48 vers 8 dat deur die ooste wind het u die skepe van Tarsus verbreek. Ek lees dink is in Jesaja 27 vers 8 waar hy praat oor Israel en dan sê en hy het hom met sy geweldige wind weggevoer. Deur sy op die dag van die ooste wind. 'n wind wat vir die Jood gekoppel was aan geweld. Dis heel moontlik die wind wat Job se kinders gedood het, die ooste wind. As die Jode, die mense in Israel gedink het aan die ooste wind, het hulle gesidder. Geweldige wind. Die interessante, selfs as jy lees toe die Here die Egiptenare geoordeel het, in Eksodus 10 vers 13 is dit 'n ooste wind wat die sprinkane na Egipte toe aangevoer het. In hoofstuk 14, toe die Here die Rooi See kloof, lees jy dat daar het 'n ooste wind deur die dag en 'n nag lank gewaai en dit het die see droog gelê. Interessant. 'n wind wat vir die een groep verlossing bring, het ander vernietig. So dis die fisiese wind. Maar weet jy, as ons vandag na die nuus om ons kyk, van waar af kom die bedreiging teenoor Israel? En op hierdie stadium is dit 'n bedreiging wat lyk of dit weer die wêreld in oorlog gaan dompel. Ook uit hulle ooste, uit die Midde-Ooste. Ons dink aan Iran wat oos lê van hulle. Ons lees byvoorbeeld in in Openbaring 16 vers 12, hoe dat hy sê, en die 6de engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier die Efraat. En dan lees ons, en sy water het opgedroog, sodat die pad vir die konings wat uit die ooste afkom reggemaak kon word.
'n oostewind wat op die wêreldtoneel besig is om te waai. Dis treffend, 'n fisiese wind en ons sien 'n parallel. As 'n mens dink aan die suidewind wat in Israel waai, Lukas 12 vers 55 praat hy, en as die suidewind waai, dan sê hulle dit gaan gloeiend warm wees. As ons kyk na die politieke omgewing rondom Israel, dan van die suidekant af, daar van die Sinai Peninsula af, kom daar van Egipte se kant af vyhandigheid. Selfs in ons eie midde, in ons eie land, het ons minister van Binnelandse Sake, of adjunkminister van Binnelandse Sake, Ibrahim Ismail, het hy gesê, maar Suid-Afrikaners moenie meer Israel besoek nie. Daar is 'n vyhandige, vurige, warm gesindheid teenoor Israel. Daar is 'n parallel. En ek vertel hierdie dinge, want ek wil hê jy moet iets raak sien. Dit is asof toe die Here gepraat het oor die eindtyd en die dinge wat gaan gebeur, is dit asof selfs die wind en die see daarop gereageer het. En ek vertel hierdie dinge dat u besef, dat al lyk dit vir u, die dinge wat u omstandighede drywe, is buite u beheer. Dis groter as ons. Mag u vanmôre hoor, dat daar is 'n Here Jesus in die hemel, en hy is Heer van die wind en van die see. Hulle gehoorsaam hom. Die noordewind in Israel bring koue. As mense net dink aan Rusland wat noord lê van Israel, wat onbetrokke, ateïsties en koud staan teenoor hierdie land, dan lyk dit of daar 'n parallel is. As ons dink aan die westewind wat in Israel hulle reën bring. Ons lees byvoorbeeld in Lukas 12 vers 54 waar die Here sê, julle sien 'n wolkie in die weste en julle sê dit gaan reën. Hy sê, en dan gebeur dit ook so. Dit was die wind wat vir hulle reën gebring het. Dan is daar ook 'n parallel. Wat het die vyeboom weer in Israel laat groei? En ons weet, op die einde van die dag is dit die Here wat agter dit gesit het, want hy is die Here van die wind gehoorsaam hom. Maar dis danksy die weste wat hulle teruggekeer het na hulle land toe. Dit is Amerika wat Israel ondersteun het tot hier toe. En ek besef dat hierdie wind is ook besig om in hulle midde te ontaard in 'n Euroklidon, en ook stadig maar seker besig is om teen hulle te draai, maar daar is 'n parallel. En ek vertel jy dit, want ek wil hê jy moet vanmôre hoor, as die wind teen jou draai, wie is hy, wat selfs die wind en die see hom gehoorsaam, net die fisiese winde, ook die winde wat op hierdie planeet waai, die omstandigheidswinde. Dit is my so treffend, en daarmee wil ek hierdie punt afsluit. Ons lees in Sagaria 6, hoe dat Sagaria 4 strydwaans sien opkom, en dan sien hy die eerste strydwaans word gesleep deur 'n bruin perd, en die tweede een deur 'n swarte, die derde een deur 'n witte, en die vierde strydwaan deur 'n bont perd. En dan sê hy, Here, wat is dit? En dan sê hy, dit is die 4 winde wat uitgestuur is, nadat hulle gestaan het voor die Here van die ganse aarde. Hierdie winde, daar is 'n hoër hand, wat ook hulle vashou. En weet jy, en is so treffend, 'n mens kry 'n soortgelyke beeld in Openbaring 6, waar ons ook lees van 4 perde, die eerste 4 seels. Die eerste perd was 'n witte, boog in sy hand. Hy gaan uit as oorwinnaar om te oorwin. En het spreek van misleiding. Die tweede perd in vers 4, waar hy sê, nou, ek het 'n ander perd gesien uitkom, 'n 4 rooie, en aan hom is dit gegee om die vrede van die aarde weg te neem. 'n groot swaard is aan hom gegee. Hy neem die vrede weg. 'n groot swaard waarmee doodgemaak word. Oorlog. Dan sien hy 'n swart perd met 'n skaal in sy hand. Vers 5 en vers 6, en hy hoor 'n stem tussen die 4 lewende wesens wat sê, rantsoen koring vir 'n penning, 3 rantsoene gars vir 'n penning, moenie die olie en die wyn beskadig nie, dit spreek van hongersnood. 'n swart perd, 'n lelike perd. Dan lees ons van 'n vaalperd in vers 8, ook 4 perde. 4 winde, wat ook my en jou lewe beïnvloed. Maar weet jy wat is vir my mooi, het jy al hoofstuk 7 gelees? Hy sê, na hierdie dinge het ek gesien en kyk, 4 engele, wat op die 4 hoeke van die aarde staan. Hy sê, en die 4 winde van die hemel vashou, sodat geen wind sou waai op die aarde, of op die see, of teen enige boom nie. Dan sê in vers 2, en ek het 'n ander engel sien opkom, van die opgang van die son, met die seël van die lewende God, en hy het met 'n groot stem geroep na hierdie 4 engele, aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig, en gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig,
voordat ons die diensknegte van ons God op hul voorhoofde verseël het nie. Wat wil ek hê moet hier raak sien? Wie hou die winde in sy hand? As die wind teen jou, as hy winde op so 'n globale vlak kan vashou, wie is hy, dat die wind en die see hom gehoorsaam? Dan maak dit nie saak wat 'n wind vandag in my en in jou lewe waai nie. Dis die perspektief. As ons aan hierdie winde dink, dan is ons gereed en reg om ook te kyk na die briesie wat by tye aan ons lewe ook wapper. Amen. As hy daardie dinge kan beheer, hoeveel te meer die wind in my en in jou lewe. Ek praat met u oor hierdie onderwerp, as die wind teen jou draai. Wil jy asseblief vanmôre 2 dinge onthou so ver? In die eerste plek, hy het jou lief. In die tweede plek, wie is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Hy is die een wat die 4 winde vashou. Hy is die een wat in beheer is, al lyk dit vir jou hoe donker en hoe nag. Die derde punt wat ek graag vanmôre onder die aandag wil bring, as die wind teen jou draai, dink ek is dit belangrik om te besef, dat daar is nie net winde wat om ons waai nie. Dank God, daar is ook 'n wind wat in ons waai. Amen. Paulus praat daarvan, hy sê al vergaan die uiterlike ook, al is die storm besig om my lewe rondom my uitmekaar uit te ruk, dan sê hy nogtans, word die innerlike mens dag vir dag vernuwe. Moet jou nie net blind staar teen die omstandighede om jou nie. Daar is die Here Jesus in die hemel, en hy het 'n belofte gemaak in Johannes 14, hier vanaf vers 16, as hy in daardie gedeelte sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, maar ek sal my Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster stuur, om by julle te wees tot in ewigheid. Halleluja, amen. Ons is nie alleen nie. En as hy praat oor die Heilige Gees se uitstorting in Handelinge 2, dan sê hy, hulle was op die Pinksterdag eendragtig by mekaar, en dan hoor hy, en uit die hemel het daar skielik 'n geluid gekom, soos van 'n geweldige rukwind. Hier is mense, die storm om hulle het gemaak dat hulle wegkruip. Hulle was bang, hulle was benoud. Die Here Jesus Christus het hemel toe gevaar. Hy sê, hulle is alleen. Hulle is bang. Skielik, die winde om hulle, lyk of het hulle lewens gaan verwoes. Skielik is daar nie 'n wind net om hulle nie, maar daar begin 'n wind waai in hulle. Dank die Here vir die gawe van die Heilige Gees, wat in my en jou as gelowige werk. Ek dink as Paulus sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Praat hy van mense wat probeer vlug vir die winde. En hulle toevlug wend tot ander dinge. Sê hy, moenie dronk word, moenie daar 'n toevlug soek nie. Hy sê, word met die Gees vervul. Is daar vandag 'n verwoestende oostewind wat in jou lewe waai, wat lyk asof die rotse oopbreek en jou hele lewe uitmekaar uitruk? Na Handelinge 1, nadat die Here opgestaan het aan die disippels verskyn, toe vra hulle, gaan nie in hierdie dag die koninkryk van Israel oprig, gaan nie die wind stil maak? Sê die Here Jesus, eintlik nie, gee hulle eintlik 'n harde antwoord, en sê, maar hy sê vir hulle in vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Laat die winde om ons waai, mag ons altyd ons toevlug wend tot die Here Jesus Christus. Sê, Here, vul my weer opnuut met die krag van die Heilige Gees. Is dit 'n verskroeiende suidewind wat besig is om in jou lewe te woed? Dit voel vir jou, jy's besig om te sterf van die dors. Dit lyk asof alles jou ontneem word. Alles besig is om te sterwe voor jou. En jy's moedeloos.
Dan dank ek dat die Here Jesus Christus in Johannes 7 vers 37 sê, maar of in 8:37, vir die wat in my glo, soos die skrifte sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. En dan sê hy, en dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat in hom sou glo, want die Heilige Gees was daar nog nie. Dank die Here, daar is 'n ander wind wat ook waai. 'n wind van verkoeking, 'n wind wat ons versterk, 'n wind wat reën bring. Vroeë reën, die laat reën, wat ons voed. In Jeremia 17 vers 7 lees ons, geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. Dan sê hy, en hy sal wees soos 'n boom wat by waters geplant is, en wat sy wortels uitskiet by die stroom. Dan sê hy vrees nie, as daar hitte kom nie. Hy vrees nie vir die gloeiende suidewind, wat dit bloedig warm maak. Hy sê sy blad bly groen. Hy sê selfs in die jaar van droogte, bekommer hy hom nie. En hy bly vrug dra. Wil jy nie maar vanmôre jou vertroue plaas in die een, aan wie selfs die wind en die see onderworpe is, nie hulle gehoorsaam hom, nie net die ou dwarrelwindjie wat hier rondom jou waai, nie die winde van hierdie wêreld staan onder sy gesag, onder sy beheer. In hierdie Augustus maand, as die winde waai, sal jy dit onthou, wie is hy? Wie is hy wat my lewe vashou, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Hulle buig voor hom. Ek hoef nie bang te wees, ek hoef nie benoud te wees nie. Is daar 'n koue wind, 'n koue noordewind, 'n wind van ongeloof, twyfel. Sy sinies, die alle hoop verloor. Ek bid vanmôre. Jy weet, toe die Heilige Gees uitgestort is, Handelinge 2:3 sê, en daar's tonge van vuur, iets soos tonge van vuur op 'n hoofde gesien. Mag daar weer vanmôre 'n vuur van vertroue en geloof in die Here Jesus Christus in jou hart begin brand. Dat jy sal weet, dat ja, die winde om my het dalk teen my gedraai, maar wie weet, daar is 'n wind in my, wat stadig maar seker besig is om te draai en te roer. 'n Wind wat my hart weer aan die brand steek, dat ek my vertroue kan stel in 'n lewende God. Wie is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam, die skepper van die heelal. Hy hou die aardbol en die sterre in die hemelruim in sy hand. Al hierdie dinge is uit hom, deur hom en tot hom. Hoeveel te meer my in jou lewe? Hoe kan ons twyfel? Hoe kan ons hom bevraagteken? Hy sal ons deurdra, tot u en ek ook eendag in die hemel aankom. Amen. Kom ons dank die Here. Kom ons vertrou hom weer. U ken die gedeelte in Matteus 7 baie goed, 24, waar hy sê, as iemand na hierdie woorde van my luister, en dit nie net luister nie, maar hy sê, en dit doen. Hy sê, ek sal so 'n man is 'n wyse man, hy is soos iemand, wat sy huis bou op die rots. En dan sê hy, in vers 25, hy sê, die reën het gekom. Hy sê, die waterstrome het gekom. Hy sê, die winde het gewaai. Gaan dit kom? Gaan dit gebeur? Dis seker, my broer en my suster. Hy sê, en hulle teen daardie huis aangestorm, en hy het nie geval nie. Want sy fundament was waar? Op die rots. Die Here Jesus Christus. My broer en my suster, as ek na die woord van die Here kyk, en ek sien na die geloofshelde van ouds, wat baie groter storms beleef het as die dwarrelwindjies wat en ek baie daarmee worstel, dan sien ek manne wat koersvas was. Geen wind kon hulle ontspoor nie. Want dit was manne, toe die wind draai, het hulle geweet dat die Here het ons lief. Dit is manne wat toe die wind draai geweet het, wie is hy? Hulle het geweet wie hy is. Dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Dank die Here, hulle het geweet waarom hulle krag te vind. Hulle het geweet daar is 'n ander wind wat waai.
Daar's nie net 'n wind om my nie, maar daar is ook 'n wind in my. Daar is 'n skuilplek, daar is 'n toevlug, daar is 'n rots op te bou. Mag u en ek vanmôre ook daarin vlug, daar skuilings soek. Ek sluit af, Jesaja 40. Hier vanaf vers, ek dink is vers 27, lees ons van mense wat ook sê, ons reg gaan by God verby. Voel of die storm van die lewe besig is om ons te verswelg. Dan sê hy, jong manne word moeg en mat, jong manne struikel selfs. Sê maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En dan sê hy, en hulle vaar op. Hy sê nie hulle vlieg op nie. En as 'n rede, hy sê hulle vaar op met vleuels soos 'n arend. Ja, gesien as 'n arend op 'n rotsluisie sit en die wind is besig om op te steek. En hy maak dit sy vlerke so oop. Dit lyk so, mag ek die Engelse woord gebruik, effortless. Dan gaan hy. Ek dink is 'n baie mooi beeld. As ek aan 'n arend dink wat sy vlerke uitsprei, dan dink ek aan die Here Jesus Christus, wie sy hande ook uitgesprei is. Toe hy homself oorgegee het aan die kruis. Maar weet jy, as u en ek in die wind ook ons vlerke maar wil sprei. Jy sien, dit was 'n teken van Christus se oorgawe. Hy wat in die gestalte van God was en het geen roof geag het om God gelyk te wees nie, het homself ontledig, die gestalte van 'n diensknegt aangeneem, aan mense gelyk geword, gehoorsaam geword tot die dood aan die kruis. Daarom het God hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Daarom het die Here hom uitermate verhoog, hom opgetel, sodat hy sy vlerke gesprei het in die wind. En ek glo wanneer u en ek ook met dieselfde gesindheid, want dis wat hy in Filippense sê, hy sê hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in hom was. Wanneer u en ek, wanneer die wind teen ons draai, ook ons, ek wil sê, oorgee, 'n oorgawe maak aan God, en sê, Here, hier is ek, u is die pottebakker, ek is die klei, ek verstaan hierdie storms, wat besig is om my te woed nie, maar ek kom gee oor aan u. Gaan jy ontdek, die wat op die Here wag, vaar op. Jy sal uitvind, dis hy wat my optel. Dis hy wat my deurdra. Dis hy wat my dra hoog bo die storms van hierdie lewe. Dit is hy wat geloof in my hart sit en my die oorwinning gee. As die wind teen ons draai, wil jy nie maar vanmôre ook jou hande uitstrek en sê, Here, ek gee oor. U is die pottebakker, ek is die klei. Tel my op deur die krag van die Gees, soos Christus ook opgetel is. Omdat hy homself oorgegee het, gee ek volg maar net in sy voetspore. Ek gee my oor, my hart is stikkend. My lewe is stikkend, die winde voel of het alles uit mekaar uitgeruk het. Hier is ek, net soos ek is. As jy vanmôre saam met my wil oorgee, sê Here, hier is ek, gee my oor aan U. Ek vertrou op U. Ek weet dat U my lief het. Ek weet dat U die Here is wat die wind en die see beheer. Ek weet U is ook 'n beheer van my lewe. Ek wil graag vanmôre vir jou bid. Hier ingestap. As die storms besig om te woed, wil jy nie saam met my net vir 'n oomblik daar in jou bank regop staan? Ek wil graag vir jou 'n gebed doen. As jy sê, Here, dit is ek. Die Here het vanmôre met my gepraat. En ek staan op as 'n teken van my oorgawe aan U. Kom tel my op. Wil jy nie? Kom ons sluit ons oë. Ek wil graag vir jou bid. Neem vrymoedigheid. As jy saam met my wil staan, is 'n klomp mense wat opstaan. Wat ook sê, Here, ons gee oor. Ons gee oor. Ja, die wind waai, dit maak my bang en benoud. Dankie, Here, dat ek vandag my lewe kan neerlê aan U voete. Halleluja. Here, hier staan vanmôre 'n hele gemeente voor U. Wat moet erken en bely, Here, dat die winde van hierdie lewe is besig om alles rondom ons uitmekaar uit te ruk. Here, ons voel maar bang en ons voel maar benoud. Maar dankie, Here, dat U kom deur die kosbare Gees
En dat U vanmôre tot ons harte spreek, o Heer. En U ons weer terugroep en sê, wees rustig. Ek is die een wat die wind en die see in my hand hou. En net die dwarrelwindjie rondom jou, nie die winde reg oor hierdie wêreld, is in my hand. Ek is in staat om jou vas te hou. Wil jy nie maar oorgee nie. En dankie Here dat ek vir hierdie mense kan bid, wat vanmôre sê, ek gee oor. Ek gee oor. Ek verstaan nie, maar ek aanvaar dat U God is. En dat U in beheer is, ook van my gebroke lewe. Ek eer U, en ek dankie dat ek vir hulle kan bid. Mag U Gees vanmôre rond beweeg van sitplek tot sitplek. Ek weet U is hier. Here, U gee nie so 'n woord in as U dit nie self kom waarmaak in harte nie. Mag U lig deurbreek, o Here. Al verander die wind om ons nie, Here, dankie. Vanmôre begin daar 'n nuwe wind binne in ons harte te waai. Here, die koue harte word weer warm. Dankie, Here, vir die wat vermoeid is vanweë die hitte. Kom daar verkoking. Die wat die geweld, Here, van hierdie winde beleef ook die herstel wat U bring deur die Gees, die troos wat U bring. Ek eer en ek dank en ek loof U daarvoor. Mag U elkeen van my kosbare broers en susters vanmôre seën. Mag U by elkeen stil staan. Mag U elke traan afvee. Mag U nuwe hoop en nuwe geloof in ons harte werk. Ons bid dit in Jesus naam en ons dank U daarvoor. Amen.